Op hierdie episode van Buiten Buskruit jag ons op een van die mooiste plase in Suid-Afrika, Nyati. Ons gas is die jong opkomende UFC vegtertjie, Cameron Saaiman. Ons eet kos uit die boonste rakke uit. Ons bly in 5-ster akkommodasie by die mooiste plase in hierdie Bosveld. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. In die Bosveld naby Valwater is daar 'n skat soos min. Ons gaan jag op die 5-ster plaas genaamd Nyati. Met al ons wedervaring al Buiten Buskruit het ons nog nie sulke weelde teëgekom. Die gasvryheid was verwaar een wat ons nooit sal vergeet nie. Hier spog die Bosveld breëbors en sonder skaamte. Die gawe mense van Spar het vir my en die opkomende jong UFC-ster Cameron Saaiman genooi om die mooi Bosveld te beleef. Ek het die voorreg gekry om saam met Aram en sy span te gaan op 'n Buiten Buskruit episode en as iemand wat eintlik vir die eerste keer op 19 jaar oud vir die eerste keer gejag het, was dit regtig 'n eer om nou vir my tweede keer te gaan jag saam met 'n span met baie ondervinding en ja, dit was regtig cool. Met ons aankoms by hierdie lodge is ons asems weggeblaas. Dit is ongelooflik prentjie mooi. Ons is net by Nyati aangekom. Baie welkom by jou matie. Baie dankie. Ek wil nie so maak nie, want jy gaan dit terug doen op my. Kom ons kyk wat maak dit, dis sinvol. Ja, dis so. Ja? Die gasvryheid is uit die boonste rakke. Ons kry koue lappies as ons inkom ons gesigte en ons hande af te vee. Ons kan drink en eet net wat ons harte begeer. Cammy, baie welkom. Ons is nou hier by Nyati. Dit is absoluut een van die mooiste plekke wat ek nou lang tyd gesien het. Ja, dis regtig ongelooflik. Dit het regtig my asem bietjie weggeslaat, soos ek kan nie glo te sien nie. Dit is awesome. Dit is so cool. Hoorie so, ons het nou lank gewag om jou te nooi want ek wil nie iemand sommer net enige iemand wat dink hy kan bietjie beklei genooi het nie. Ons moes eers wag dat jy 'n profiel gekry het. Maar jy slaan, jy hoor nie. Maar hoorie baie geluk. Jy is nou die UFC champion of the world. Ja, dit is awesome. Dit was 5 harde rondes. Ja. Maar ek dink ek sou dit enige ander manier wou doen nie, so. Ons is nou hierso en hierdie is basies jou eerste keer wat jy ooit gaan jag. Ja, ek het een keer van 'n bakkie afgejag, so ek dink dit tel regtig nie. Nee. So hierdie gaan nou die eerste keer wees wat ek regtig die hele avontuur kan aanpak en Lekker. ja, dit gaan lekker wees om te sien hoe dit gaan. Nou ek sien baie uit. Dis soos 'n pa wat sy seun uitvat. Ek dink as ek vroeg begin het, was jy min of meer my kind se ouderdom gewees as ek vroeg begin. Hoorie, was lekker om jy te hê. Ja, cheers. Kom ons gaan kyk of daai gewere in skoot is, dan gaan jag ons bietjie. Ja, kan jy wag? Ek vat vir Gabby skietbaan toe. Tyd om gewere in te skiet. Die jong man het natuurlik nog nie sy eie wapen nie, maar hy is baie welkom om my 300 Winmac Mauser te neem. Gabby, ons is nou op pad na die skietbaan toe. Omdat jou ervaring met gewere nou nog min was, so jy kyk of jy nog kan skiet, weet? Maar Russians kan wel skiet. Ja, 100%. Dit is soos ons nou. Ja, ons het die eerste keer toe ek het bietjie gaan skiet het, toe het dit regtig goed gegaan. So dit gaan nou interessant wees om bietjie met jou geweer te skiet. Baie dankie vir dit. Dis regtig 'n eer. Dan ja, hopelik kan ek die klein targets raak skiet. So hoe voel hy jou, Mattie? Dis great. Dit is ongelooflik. Stoot hy? Ja, dis awesome. So wat dink jy van daai, Boeta? Ek dink dit kan beter, 100%. Jy het nou gesê daar's 'n kompetisie. Ek like wen baie. So
Ek gaan definitief kyk om die kompetisie te wen. Mens sy nooit geraai het nie, hè? Ja. Kom ons gaan skiet op. Cammy, nou al ons gaste wat buite in Buskruit toe kom, kry een van hierdie fantastiese SSG sakke wat Gerard en sy manne daar by SSG maak. Ek weet jy het nou nog nie jou eie wapen nie, maar ek weet jy het jou competency gedoen. Yes. Ja, so ons gaan definitief ek dink ons gaan volgende week sommer by Brothers ons 'n draai gaan maak. Ons gaan definitief 'n geweer in daai sak moet sit. So absoluut, so baie geluk. baie dankie. Ek sê nou vir jou geluk, maar baie mense weet nie van ons kompetisie nie. Weet jy van ons kompetisie? Nee. Jy het 10 sekondes Okay. op die stokke te kom, jou geweer oor te haal en so naas moontlik in die middel van daai teiken te kom. Okay. As jy dit nie doen in 10 sekondes, jy kry ek 'n beurt, maar jy is die teiken. Sterkte. Okay. Okay, geen pressure. 1, 2, go. 1 krokodil, 2 krokodil, 3 krokodil, 4 krokodil, 5 krokodil, 6 krokodil, 7 krokodil, 8 krokodil, 9 krokodil, 10 krokodil. Die skietkompetisie was 'n lekker ysbreker net om daai bietjie nerves wat mense het net af te skud voordat ons uitgaan in die veld in. Cammy, Yes, dit was intens. ek hoor daar word vertel dat dit nie sleg lyk op die verkyker nie. Ja. Ja, ek sou 'n bietjie beter wou staan, maar nee, dit was alright. Dis ek. Kom ons gaan loer op. So, wat dink jy van daai? Bietjie teleurgesteld om eerlik te wees. Regtig? Ja. Ek wou ten minste die swart raak skiet. Ek wou hom daarso presies in die middel gaan. Ek is baie beïndruk met hoe daai lyk. Allow it, let's go. Okay. Great. Die wonderlike mense by Inyati het ons ook verras met 'n bietjie kleiduif skiet. Het jy jou oormolwe gebring? Ek het. Want ons kry nou 'n verrassing waarvan ek ook nie geweet het. Die man het gesê hulle gaan ons bietjie laat kleiduif skiet. Het jy al? Ja, ek was eintlik al so 3 of 4 keer genooi en elke keer dan gebeur daar iets dan kan ek nie gaan nie. So ek sien eintlik uit om dit nou vir die eerste keer te doen. Fantasties. Ja. Gaan ons ietsie daarop sit? Ja, wat wil jy op dit sit? Bottelbuffels. 100%. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Jy kan dit sommer nou vir my gee. Soos Aram daar seker al vergeet het, ek het hom gewen in dit. Maar moenie waar nie, julle kan vir my boodskappe stuur op sy sosiale media net om hom te herinner. Ons kry die geleentheid om kleiduif te skiet. Hierdie is iets wat ek nog nooit goed in was nie. Maar ek gaan nou nie voor die jong man bieg nie. Maar op laas wen hy my in hierdie kleiduif skiet kompetisie. Ek moet sê nee, dit is vir my heerlik om te sien 'n jong man, natuurlik met baie talent soos joune, maar hoe competitive jy is, jy weet. Ja. Jy moet dit wen. Ja. Dit is lekker om te sien want dit gee mense edge in die lewe. Ek gebruik nou Engelse woorde, maar kom ons gaan kyk of in die jagveld of dit vir jou sal baat. Ek glo dit sal. Ja, definitief. Ons gaan vir 'n wen nou. Let's go. Ons het 2 spesies waarna ons kyk vir jou. Een is 'n rooibok, is 'n baie sagter bok. Bokke wat nie maklik gekwes word nie. Hulle word wel gekwes. Die ander ene is die ander man se buffel. Okay. En dit kan baie maklik gou vir die plaas wys en ek hoor hierdie is 15000 hektaar. Ja. Ons gaan maak 'n lekker jag. Dankie kerels. Alright. Kom ons gaan doen dit. Is nou agtermiddag, ek hoor die tortelduwe hier agter in die bome. Kom ons gaan kyk of ons ietsie kan kry. Jy sê is 'n vlei hier onder. Dis lekker op vlei so. Ja, dan maak ek. Laatmiddag, die van die beste van hierdie area. Is dit? Kyk, ons neem by die beste kant te ry. Okay. Let's go boys.
Ons stap die hele agtermiddag lank. Uiteindelik kom ons op die wildebeeste af. So na 'n lang gestap en gesoek het ons eintlik 'n trop van die wildebeeste gekry en ons het perfek opgelaai en ons het perfek opgeset en Adam het my eintlik baie mooi gehelp om regtig net soos seker te maak ons kry die regte skoot. Das is. Cammy kry kans. Hy vat die skoot. Dit was ongelooflik, sis, dit was my hartrate is hoor hier as in fyn. Dit was baie dankie. Dit is awesome. Dit was great. Dankie. Hierdie gaan met baie geld kos vir hierdie nuwe hobby. Skoot is so 180 km gewees en het Kottering towards gestaan, so het vir Cameron gesê hy moet hom net so tussen die twee bene van vooraf inskiet. Skoot het baie mooi gelyk, wildebees het mooi geknak en gaan nou gou opvolg en kyk of ons die bloedspoor kan vat. Kyk of ons hom kan kry. Ongelukkig vir hom, sy skoot effens te laag. Na 'n lang gesoek het ons nie gekry wat ons wil hê nie. Die nag verswelg ons en ons is op die bloedspoor. Ons sal môre verder kom kyk waar hierdie wildebees homself bevind. Vroeg die oggend gaan jy nou sommer Ragnar noem, ou Adam. Ja. Luister, hulle het vir my gesê dis 2 grade Celsius, toe besluit ek groei 'n baard oornag. Pragtige baard. Lyk asof ek in 'n bloedbad betrokke was. Ons gaan soek nou 'n bietjie na jou bok, Gabby. So ons het op die replay van die skoot gesien. Die skoot was bietjie laag, maar ek vermoed dit was my en sy skuld. Want ons het nooit vir jou gesê dat die 9-3 op 180 meter so 3-4 duim mag val nie. En omdat die eerste keer is gaan ons die blaam vat op hierdie ene, nee. 100%. So kom ons gaan soek hy bok. Ons het 'n bietjie kom spoor soek hierso. Ons het op die spoor gebly totdat ons die blou wildebeeste gesien het daar teen die berg op. So ons gaan 'n bietjie gaan werk lê. Volgende môre is ons vroeg uit op hierdie wildebeeste spoor. Ons is baie ver agter hom aan. Ons kon hom nêrens kry nie. Die manne van Yati het besluit hulle gaan 'n span agter hierdie wildebees aanstuur sodat ons verder kan gaan jag. So nou is dit Adam se beurt om te jag. Die manne van Yati sê vir my hier's 'n swart-wit pensbul wat een horing af is. Dit beteken dat hy in gevegte kan beland waar hy ander bokke seermaak en hulle wil hom graag uit die kudde uit hê. 'n Guldige geleentheid val my te beurt. Ek en my heel eerste swart-wit pens gaan jag. Probeer net die regte angle kry sodat hulle 'n skoot kan afvuur. So ons gaan nog 'n bietjie met beweeg maar lyk asof ons 'n stap in die regte rigting het. Dis nog by 40-50 meter. Ek lê aan hierdie swart-wit pens. My hart klop natuurlik soos gewoonlik uit my keel uit. Ek trek die skoot en ek sien daar gaan die swart-wit pensbul, maar dit was nie ver nie en dit was nie lank. Ek kry ons om. Eerste sykel, meneer. Ek wil sommer druk gee. Dankie my maat. Jy's ou Cammy. Baie geluk. Dankie dat jy by was my Pella.
Right, so. Yes, my vriend. Geluk meneer. Baie dankie. Dit was nou 'n voorware voorreg. Ek Kamsie, baie dankie dat jy saam met my hierdie gedoen het, man. ongelooflik. Nou ons doen altyd 'n ding wat julle seker van weet as julle al buite in Buskruit gekyk het. Wat ons noem Whiteman's Isle. En ek gaan nie hierdie geleentheid laat verbygaan sonder om Whiteman's Isle baie dankie met hierdie pragtige bok te doen nie. Of gee hom die laaste maaltyd 'n takkie in die mond. 'n Takkie op die wond. En dan manne, as julle so gaaf sal wees, 'n Duitse jaghoed het 'n plekkie aan die kant om die takkie in die hoed te sit, so sal iemand vir my 'n takkie in die hoed kom druk. Dat is hy. En dan sê jy vir my, Ja. Whiteman's Isle, Whiteman's Isle. Whiteman's Duck. Ons het nou 'n black and white stomach geskiet. Wat se stories kan jy my vertel oor hierdie bok? Wat is interessant van 'n swartwitpens? Black White Stomach, ja, so dis seker een van die bokke wat die beste beskrywing het, sy naam in Afrikaans is swart-wit pens. So hy is heeltemal swart met 'n wit pens. Daar's 'n klompie verskillende spesies van hulle, soos by ons het wat die ouens hulle getel het, soos wat jy vroeër genoem het, die boere wat hulle nommers en goed opgetel het, is hoofsaaklik met jou Zambies en jou Matsetsis. En daar's nou kruisings tussen die. En die verskil is maar in die gesig. Vir jou Zambies het die lekker donker swart masker op hom en die Matsetsi het 'n bietjie meer wit in sy gesig. Jou Zambies het ook bietjie dikker horings teenoor die Matsetsi. Dan soos die koeie, as hulle in paarseisoen kom, dan is hulle gewoonlik 'n ligte rooi kleur. En hoe verder hulle dragtig word hulle al hoe donkerder en donkerder. Dis so 'n bietjie van 'n afweermiddel teen die predatore om hulle 'n idee te gee dat dit 'n groot bil, jy moet nie met hom kom moeilikheid. Ja. Baie dankie weer eens vir 'n bitter lekker jag. Ek het dit vreeslik geniet. Plesier, fantastiese skoot gewees en ek is baie bly dat jy bly is met jou eerste swart-wit. Eerste swartwitpens. Hy gaan muur toe verseker. Dit is nou weer my beurt om te skiet. Ons het uiteindelik die waterbokke gekry. Hoopelik kan ons vir Cammy nou kans gee op 'n mooi waterbokbal. As 'n uitskopbal. In die sin van is baie klein horings, is nie goeie genetika nie, maar kom ons kyk. Ons sien 'n klomp waterbokke. En ons vermoed hulle gaan in 'n klein vlei ingaan. Wat mooi oop maak. So ons gaan kyk of ons hulle kan aanhou stoot soontoe. En dan hoopelik kan ons gaan vir die skoot. Deur die rye bosse sien ons 'n groot waterbokbil. 'n Pragtige bil. Ons loop, ons mik. Maar hy gee ons net nie 'n kans nie. Ons het tot en met laatmiddag eintlik gesoek vir daai blou wildebeeste. Ons kon hulle nie kry nie. Die son trek water en is 'n laatmiddagskoot. Daar staan nou 'n klein kop rooibok rammetjie. Cameron lê aan. Ek kan sien die jong man is angstig. Hy vat die skoot en net daar val sy bok. Baie geluk jong man, jou eerste rooibok. Wat sê meneer? Ja, dankie. Dankie. Whiteman's Isle, my ou broer, knap gedaan. Ek moet sê nee, ons het daai waterbok gejag 2 dae lank. Ons kon hom net nie kry nie. Maar hierdie is buite in Buskruit en ons is môreoggend so 10:00 in die pad val, maar dit beteken as ons 6:00 opstaan is daar 'n paar uurtjies vir wie weet wat gebeur. Ek sien bang vir vroeg opstaan nie, so ons sal as ons kan, moet ons dit definitief inwerk. Fantasties.
Manne, dit was regtig voorware baie lekker jag. Ons is by een van die pragtigste lodges wat ek al besoek het. Richard, jy het hierdie vir ons moontlik gemaak. Spar het hierdie vir ons moontlik gemaak. Eerstens baie dankie aan jou bladsky Dis 'n daarvoor. groot plesier, manne. Dis lekker om julle te. Dit was heerlik. Nou, sê gou vir my, hoekom moet mense daar buite? Ons het soveel keuses. Ons kan by enige 'n winkel, kettingwinkel gaan koop. Wat maak Spar anders? Aram, ek dink wat belangrik is by Spar is dat ons modelwerk 'n bietjie anders is. So by Spar word deur die eienaar self besit. Verstaan? So hy's erg geïnvesteer in die gemeenskap wat hy dien. Hulle is erg betrokke, hulle support die skole in die area, die kerke, al die mense wat hulp nodig het. En ek dink dit is wat Spar 'n bietjie meer uniek maak. Hulle het regtig 'n baie goeie verhouding met die gemeenskap daar buite. Nou hoor jy hierdie mannetjie hier langs my. Ja. Hy het van die beste maniere wat ek al ooit gesien het. Hy's nederig. Hy sê elke 10 minute vir jou hoe nederig is hy. Ja. En jy sukkel blykbaar nie met Cameron Simon. Cammy, ek het baie lekker saam met jou gejag, man. Ja, dit was 'n onvergeetlike experience. Ek het dit so geniet. Dit was regtig- so lekker. Ja. Nou hoor jy my vriend, jy's die eerste regte champ langs wie ek sit wat 'n belt by hom het. Ja. Driekus het nie sy belt by hom gehad. Het Driekus belde? Ja, nee, hy het soos 3 wêreldtitels sover Drie? ek weet, ja. Maar hy het nie sy bel saamgebring. Jy tel Ja. nie vir my nie. Driekus, next time, bring jou Ja. bel saam. Hoor jy het hierdie sopas gewen. So wanneer ook ons hierdie uitsaai sal mense weet min of meer waar in die tydlyn ons hierdie opgeneem het. Vertel my 'n bietjie, hoe het jy, jong man van 21, as 'n wêreldtitelhouer opgeëindig? Ja, dit is dit het eintlik toevallig het ek die sport van MMA gevind op 'n baie jong ouderdom en op 14 jaar oud het ek deel geword van CIT. Dit is ook Driekus se gym en ja, hierdie titel, ek sê soos ek het nie 'n titel gewen nie, ons het. Soos ek kon dit nie doen sonder my spanmaats, my coaches, my borge, my almal nie. Ek's alleen man daar binne, maar dit is 'n spansport, definitief. Ek moet jou eerlik sê, jy's nie alleen daar binne nie. Ek het gesien hoe almal skree langs daai ring, Ja. hoe jou spanmense. Maar jy het nie ons gesien skree by die huis nie. Dit was chaos. Nou Cammy, toe ek daar op TV gekyk het, toe jy nou ingestap kom daar by die ring. Toe word daar 'n instapliedjie gespeel. Wat was daai liedjie? Waar die liedjie se naam is Sweet Home Alabama, deur Lynyrd Skynyrd. Leonard Skinner. Ja. Okay, nee. My vervaardigingsspan het vir my gevra, ek moet kyk of ek nie jou instapliedjie kan doen nie. Oh jee. Gaan jy vir ons instap? Gaan jy vir ons jou Asseblief. klere uittrek soos jy daar doen en iemand aan die ore vat? En... Big wheels keep on turning. Well, take me home to see my king, yeah. I will sing songs about the Southland, and I miss Alabama once again, and it's a sin, yeah. Well, I heard Missy Young sing about her. Well, I heard O'Neill put it down. Well, I hope Neil Young will remember that a southern man don't need him around anyhow now. Sweet home Alabama, where the skies are so blue, yeah. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home. Yes, I'm coming home to you. Ja. Jy moet vir weer so lus om te vaar. Die 5-ster chefs van Inyati het ons bederf. Die kos was absoluut van die beste wat ons al geëet het. Wens ek kan by die huis sulke kos maak. Ons by Buitenbeskryt word baie bederf en ons wil baie dankie sê vir die manne van Spar wat ons hierheen genooi het vir 'n ongelooflike ervaring hier op Inyati. Ons is nou hier in die wynkelder van hierdie pragtige plaas waar ons Buitenbeskryt opneem saam met Cammy.
En hulle het vir ons gesê, ons kan enige wyn hier in die keldery kom kies. So, dit is nou die plan. Kyk hier mooi goeders wat hier is. Die stryd van die gekweste willebees van Cameron is gewonne gegee. Ons het hom nie gekry. Ons soek nog steeds dieselfde waterbok wat ons al soek vir 2,5 dae. Hy is super slim, so ja, maar ons het hulle nou net weer gesien. Na soos 20 minute se ry. So ons gaan nou seker uitklim en dan gaan ons in die veld inbeweeg. Ons grootste hoofpyn van die hele trip was daai waterbok. Ons het seker maklik 8-9 geleenthede gehad. Elke keer met 'n bietjie van 'n hoofpyn voor dit, of dit nou 'n boom was of dit nou ander bokke was. Ons kon ongelukkig nie die waterbok kry nie, so ons moes ons aandag vestig op iets anders. Maar op die laaste dag het die manne besluit dat Cameron wel 'n kans kan kry om nog 'n willebees te skiet. En hierdie keer maak die jong man geen fout nie. Ja, hou ek hier. Ja, yes. Oh, that's amazing. Frak, ons het so lank gesukkel om 'n waterbok te kry. Ons moet oor 'n uur ry, so dankie vir buite beskryf. Ek sal nooit hierdie trip vergeet nie. Dit is regtig een van die highlights van my lewe. Ja, skoon emosioneel, man. And it was nice, it was awesome. Weidman sal my broer. Baie dankie. Ek waardeer. Wat 'n jag sou we doen. Dit was Ja. ongelooflik lekker geweest. Ons sal weer terugkom. Ja, seker. Baie dankie Adam Tas, baie dankie buite beskryf. Dankie vir die great kameramanne agter die skerms. Dankie vir Spar en dankie vir daai waterbok want jy het my regtig geduld geleer.